Goeiemôre vriende en geliefdes van Aggeesboro Park Gemeente, groet in die lieflike naam van Jesus Christus. Nou ek wil bietjie met u praat oor die karakter van God. Party mense noem dit die attributes van God. Maar dit gaan daarom dat ons leer mense ken. So toe ek vir Bets ontmoet het, toe het ek haar eers begin leer ken en ek dink dit is belangrik dat ons moet weet, ons moet 'n ontmoeting met God hê. As jy 'n persoon nie ontmoet het nie, dan kan jy nie sê jy weet hoe werk daai persoon, hoe dink daai persoon, hoe tree hy op, wat hou hy van, wat hou hy nie van nie. En dis belangrik dat ons sal weet wat God se karakter is. Dis baie belangrik. Ek dink daaraan op 'n heel praktiese vlak is dat ons kan die Bybel lees en so kan ons deur die stories in die Bybel leer wie hy is, maar ons moet ook met hom praat, ons moet bid, ons moet in verhouding met hom staan, dan leer ons op 'n ander manier hom ken, want dan staan ons in verhouding. En dan het ons nodig om gehoorsaam te wees aan God. Ek wil dit so maklik afbreek na die laagste vlak toe. As God vir jou sê, doen dit, dan verstaan jy, hy hou van dit wat hy wil hê jy moet doen. En as hy sê, moet dit nie doen nie, dan weet jy, hy hou nie van dit nie. En so leer jy sy karakter ken. Ek wil een ander karaktereienskap van God vanoggend met u hanteer, en dit is die feit dat God Gees is. Nou ons lees in Johannes 4 vers 24 dat God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. En as mens vinnig daarna kyk en kry jy die idee dat dit is dan baie moeiliker om 'n gees te leer ken as om 'n ander mens te leer ken. Maar God het ook daarvoor vir ons 'n oplossing gebied deur sy seun Jesus Christus te stuur. Dis 'n radikale oplossing. God het mens geword sodat ons hom as 'n mens ook kan leer ken. En lees ons in Kolossense in die 2de hoofstuk in die 9de vers dat in hom, in Christus, het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. So geliefdes, wanneer ons na Jesus kyk, na God kyk en kyk hoe hulle in die Bybel optree, wat hulle van hou, wat hulle nie van hou nie, dan leer ons God ken. Dit is belangrik. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat U 'n goeie God is. Dankie dat die Bybel sê U is Gees. En U wil hê ons moet in gees en in waarheid aanbid. Maar Here, dankie dat U dit nie vir ons onmoontlik gemaak het om U te ken as Gees nie, en dat U Jesus gestuur het om vir ons mooi te wys wie U is. Here, dankie daarvoor. Ons eer en aanbid U. Amen.